Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom hier in die huis van die Here vanoggend. Aan alle besoekers wat saam met ons vanoggend hier is, baie welkom. Eerstens vir die preek en is baie welkom met ons in die gemeente vanmôre die ons die woord gaan bedien, asook die doop. Ons glo dat die woord wat ons sal spreek, sal die woord van die Here wees en dat dit in ons harte sal inslag neem. Baie welkom nogmaals. Broers en susters, ons het 'n paar afkondigings om te doen namens die Eerbare Kerkraad. Ons vra tot voorbereiding vir ons volgende lidmate wat baie siek is. Suster Doreen Barkhuisen, sy tuis in nierversaking. Suster Bybelskool, sy tweede suster baie siek is aan die kanker. Suster Yvonne Degenaar wat 'n bloedsiekte het. Broer Tinus Berg wat herstel van 'n spinnekopbyt. Suster Elwie Potgieter wat siek is aan die kanker. Suster Lorraine de Tooy wat dialyse vir haar niere tuis ontvang. Broer Martin Bloem wat sukkel met die kanker. En Suster Frida Lourens wat in die hospitaal in die Kaap is nadat sy haar heup gebreek het. Daar is daar nog ons wetenskap verstaan. Dan verjaarsdae, sy 2 verjaarsdae hierdie week, die 11de Mei, Suster Corlie Genade en die 15de Mei, Broer Pieter Jonker. Ons het approbasie afkondiging vir nuwe lidmate wat oorkom na ons as gemeente. Broer Cornelius is bekend as Stokkie Stroebel, sy vrou Suster Sanley Smit Stroebel en hulle seun broer Martinus Cornelius Stroebel met volle attestate van die AP Kerk Potchefstroom. Ons sal hulle eerskomende Sondag verwelkom as volle lidmate hier by ons. Ons het geen lidmate wat getrek het nie. Ander afkondigings, Bybelstudie maandag aand 1800 uur in die kerksaal, donderdagoggend 10 uur in die konsistorie. Ons wag nog vir nominasies vir 2 ouderlinge dorpwyke 7 en 8, asook vir 2 diakens in dorpwyke 7 en 8 en 1 diaken plaaswyk 4 aanstel. Dan ons verrigtinge Sondag sal wees ons eredienstye, soos wat ons dit nou vasgestel het vir die heilige in die toekoms. 10 uur die oggend, die prediker sal wees Dominee Van Visser. Behalwe wanneer ons nagmaal soos vanoggend 'n doopwet op bevestiging van kerkraad het, dan reël ons 'n ander AP Kerk predikant om dit te doen. En dan wil ons ook vir herinner dat die VBO net na die erediens sal wees en donderdag die 14de om 9:30 het ons 'n hemelvaartdiens hier in die kerk. Dit is 'n Sondag mense, ons ag dit 'n Sondag en ons sal ook dan die dag as 'n Sondag deurbring deur 'n erediens van Visser sal ons die prediker wees. En direk na die erediens in die doop vanoggend sal daar tee en koffie beskikbaar wees. Kom baie dankie. Goeiemôre geliefde gemeente, dit is altyd my voorreg om so by verskillende gemeentes te kan uithelp. Kom ons nader vanoggend tot die Here met ons wydingslied, Gesang 6, daarvan vers 1 en 2. Ons sing dit staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die voortdurende en die seën, en dan is ons loflied Gesang 4 vers 1 en 3, dan kan jy weer die sitplekke inneem. Oh
Ek is God, jou God. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die groet en die seën van die Here en ons sing Gesang 4, daarvan vers 1 en vers 3, en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Geliefdes, nadat ons aan die wet van die Here geluister het, sing ons Gesang 63 vers 1 as skuldbelydenis, Gesang 63 vers 1 as skuldbelydenis, en na die geloofsbelydenis Gesang 8, daarvan die een vers, Gesang 8, na die geloofsbelydenis, beide van die Here is staande, ons staan die geloofsbelydenis hier. Geliefdes, ons luister vanoggend na die samevatting van die wet van die Here. Soos wat die Here Jesus Christus self die wet opsom in Matteus 22, daarvan vers 32 tot 46 en 34 tot 40, elkeen wat hierdie woord hoor, word opgeroep om hulle lewe, hulle gedagtes, hulle begeertes, hulle ganse bestaan aan hierdie woorde te toets, want dit is die eis wat die Here aan ons gee. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, aangesien ons selfs hierdie opsomming van die wet wat liefde tot God en ons naaste eis nie kan nakom, kom ons staan, dan bely ons skuld in die sin van Psalm 63, daarvan die eerste vers, en dan daarvan ons oor tot die genade verkondiging en die geloofsbelijdenis. Wanneer ons aan die wet van die Here luister, dan besef elkeen van ons ons skuld, dat ons, alhoewel dit ons begeerte is om in dankbaarheid tot eer van die Here te leef, dat ons nie in staat is om dit te kan doen. En daarom lees ons ook in die woord van die Here in Johannes 3 vers 16 en 18, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun
elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. Geliefdes, wanneer ons na hierdie woorde in die woord van die Here luister, dan sê ons dat elkeen wat met 'n ware berou opregte geloof, hulle enigste toevlug neem tot Jesus Christus as verlosser en saligmaker, met volle sekerheid kan weet dat jou sonde is vergewe en dat jy die ewige lewe sal ontvang. Maar elkeen wat die seën van die Here verwerp, elkeen wat in hulle sonde bly voortleef, hulle sal by die straf en die oordeel van God kom, van nou af tot in ewigheid. Ons het gebly saam met die kerk deur die eeue om ons geloof in God die enige te bely, en ek hou vir die 12 artikels voor wat 1 jaar naspreek wanneer ons bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle weer gedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons vanuit Handelinge 2. Handelinge 2, ons gaan daarvan saam lees vers 37 tot 47. Handelinge 2, die Bybel voor my op bladsy 140 in die Nuwe Testament, die van wat Bybels by het. Geliefdes, aangesien dit ons begeerte is dat die Here deur sy woord en gees tot ons spreek, kom ons aan in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die voorreg wat ons het om onder die woord saam te kom. Ons dank U dat U stil bly, maar dat U deur die skrif met ons spreek en praat en doen. Ons bely dat ons harte dikwels hard is, afgelei of selfgerig is, en daarom het ons ook die werking van die Heilige Gees drasties nodig. Daarom wil ons vra dat U deur U Heilige Gees tot ons sal spreek. Dat U ons as mense deur die evangelie diep in die hart sal tref. Gee dat ons met woorde van die woord sal wees, maar dat ons ook in geloof sal antwoord op U roepstem. Ons bid vandag vir elkeen wat hier teenwoordig is, vir die wat twyfel, vir die wat moedeloos is, vir die ouers en die kinders, die wat van die afgedwaal het, ja, die wat worstel en enige iets in hierdie lewe. Here, ons vra dat U ons vandag ook sal herinner aan U genade en U verbondstrou, en laat Christus sentraal staan en gee dat sy naam verheerlik sal word. Ons vra nie omdat ons dit verdien, maar alleen uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Handelinge 2 vanaf vers 37. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders?
En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is en die wat die Here ons God na ons sal roep. Met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap van die breking van die brood en in gebed. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens en deur die apostels plaasgevind en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. En hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoed, die wat gered is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing salig is elkeen wat hierdie woord hoor en in sy hart bewaar, want is die waaragtige woord van God. Geliefdes, ons gaan nie 'n enkele vers uitsonder nie, ons gaan na die geleesde gedeelte in sy geheel volgende kyk. En wanneer ons na dit kyk wat in die vroeë kerk gebeur het, onder die eerste gemeente, dan sien ons dat dit 'n antwoord het op die vrae wat baie mense vandag het. Mense het vrae vandag oor die toekoms, oor wat gaan in ons land gebeur, wat gaan in die res van die seisoen gebeur, wat gaan met ons kinders gebeur, ons kleinkinders, ons geloof en hoop en dit lei daartoe dat baie mense worstel of twyfel vra. En dit is iets soortgelyks wat hier gebeur. Die mense sien alles wat besig is om te gebeur by die kerk of by die vroeë eerste gemeente en daar kom twyfel by hulle, daar kom 'n vraag by hulle op en hulle kom na Petrus en hulle sê vir hom, maar wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen? En dan besef ons dat hierdie vraag is nie 'n vraag van 'n hoë ideologiese geleentheid. Dis nie 'n vraag van intellektuele denke of vrae wat mense oor beredeneer nie. Dis 'n hartsvraag. Dis 'n vraag wat vanuit die hart na vore kom van 'n mens wat bekommerd is. En dan sien ons in vers 37, toe hulle dit hoor, met ander woorde die evangelie, hulle hoor van Christus se dood en sy opstanding, is hulle aan die hart getref, diep in die hart getref. Ja, mens wonder baie keer oor hoe prediking gebruik word om emosioneel mense te manipuleer. Dis nie wat hier gebeur. Dis die werk van die Heilige Gees wat, wanneer jy die evangelie hoor, jou in jou hart tref, en dit is wat hier beskryf word, en dit is ook wat ons baie keer ervaar, of meestal hopelik ervaar, wanneer ons na preke luister, is dat ons aan die hart getref word, oor dit wat die Here deur sy evangelie vir ons bekend maak. Maar een wat ons moet verstaan van die evangelie, dit manipuleer nie, en aan die ander kant is dit nie net 'n bron van inligting of kennis nie, maar dit is iets wat jou konfronteer. Dis iets wat jou oor jou sonde blootstel, dis iets wat jou oopvlek en jou ontbloot, sodat jy staan voor die Here en jy besef, maar ek het niks om weg te steek. En ek het niks goeds in my. Vandag is die tendens so dat ons maklik bo oor die woord leef. Met ander woorde, ons hoor die woord, maar dit verander ons en ons stem dalk daarmee saam, maar dit het nie 'n werklike effek in ons lewe of is nie vir ons 'n werklikheid oor dit wat beskryf word en dit wat vir ons geleer word. En dis maar deel van die ritme. En daarom word ons opgeroep tot ootmoediging, en dit is wat hier ook gebeur. Ware ootmoediging begin wanneer God se woord jou hart tref. Ek kan dit amper eenvoudig vra en sê, wat maak jy en die Here Jesus? Wat gebeur
wanneer die Here Jesus in jou lewe kom. In vers 38 kom die woorde baie hard op. Die antwoord is bekeer julle. Bekeer julle, en om te bekeer in die Grieks beteken 180 grade omkeer. Met ander woorde, as ek hierdie kant toe op pad is in my lewe en ek bekeer my, dan kan ek 180 grade omdraai en daardie kant toe beweeg, want dit is wat bekering beteken. Bekering beteken nie jou sonde kan jy maar toemaak en sê, maar ek sal net so bietjie minder aandag aan dit gee. Bekering beteken nie dat dit wat ek gedoen het aanvaar moet word. Die bekering beteken dat ek 180 grade wegdraai van die sonde af, wegdraai van my eie vermoë, my eie ideale, my eie keuses na Christus. Christus moet die fokus van my lewe kom. Christus moet die kern wees van my lewe, waarheen ek op pad is, en alles wat ek doen, alles wat ek leef, alles wat ek besluit in my lewe, moet gevorm word en gerig word en gelei word deur die wil van die Here Jesus Christus. En dit beteken ek moet die ou mens kruisig, dit beteken ek moet die ou mens afsterf. Dit beteken dit wat agter my is, los ek daar en ek beweeg vorentoe in Christus. En nadat mens dit gedoen het, kom die Here kom Petrus en hy sê, laat jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En natuurlik word dit baie gebruik in die meer vernuwe kerk om te sê, maar ons moet nie kinders doop nie. As ons mooi daarna gaan kyk in hierdie tyd, was daar nog nie volwasse bekeerlinge nie. Daar was nog nie volwasse mense wat lewenslange pad met die Here stap nie. En as ons verder in Handelinge lees, dan sien ons by herhaalde kere en ook later in die gedeelte waar die belofte jou en jou kinders kom. So ook die sakramentseëning. En die rede hoekom dit belangrik is om te verstaan dat die doop wat hier ter sprake kom, vloei voort vanuit God se verbondsting. Dis God wat kom en sê, jy kon nie, maar ek het. Dis God wat kom en sê, maar ek het jou by die naam geroep, jy behoort aan my. Dis God wat op jou nader, nie andersom. En daarom is die doop nie die bewys van 'n menslike prestasie nie. Dis nie die reaksie op of die beloning wat ek kry wanneer ek die regte keuse maak nie. Dis 'n teken van 'n belofte. Dis die belofte wat die Here vir ons gee, dat elkeen wat aan hom behoort, elkeen wat hom glo, gered sal word. In vers 39 tref ons die woord belofte aan. En dit is die kern. Die kern van hierdie gedeelte, maar die kern van die evangelie, die kern van die woord, is God se belofte aan jou. God se belofte dat hy aan jou verlossing sien. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is. Hierin openbaar God hom as 'n persoonlike God, hy openbaar hom as 'n God wat saam met jou op die lewenspad stap, hy openbaar homself as een wat weet waarheen jy gaan en weet wat jou behoeftes is, en hy sê, ek gee vir jou my belofte. Ek gee vir jou my belofte, sodat niemand hoef te dink, of te weet, of te wonder, is dit net vir ander mense, of is dit ook vir my? Is God daar ver, of is hy hier naby my? Is my sonde te groot, of is ek te nietig om deel te wees van hierdie belofte nie? Dan kom die Here en hy sê, ek gee my belofte aan. Wanneer jy in my seun glo, jy van jou sonde las en die ewige straf bevry. Geliefdes, ons is in 'n boerderygemeenskap. En iets wat 'n boer verstaan is om te wag. Die lande word geploeg, die saad word in die grond gesit, alles wat jy kan doen, word gedoen met die rolstawe en die kunsmis en die gif en alles wat jy moet doen, is reeds reg, is gedoen, is afgehandel, en nou moet jy wag vir die. Nou moet jy wag, sodat die Here die hemel open en dit kan doen. En daar is iets aangrypends daarin wanneer 'n pa of 'n boer die vroegoggend opstaan en deur die venster kyk en hy sien hoe die wolke oor die horison kom en hy hoor die dreuning van die weer en hy sien die blitse
en hy ryk die reën en die wind, en dan besef mens dat dit wat besig is om te gebeur, dit wat op pad is vir ons 'n bron van lewe. Dis 'n bron van uitkoms, dis 'n bron van hoop, dis 'n bron van vreugde, maar ek het niks daarmee te doen. Dis nie in my hand. En so gebeur dit dat met daardie belofte van die reën wat in die reenseisoen sal kom, plante boer jaar na jaar sy land. Want hoop is sterker as wat ek oorsien. Want dit wat in my hart leef, of in my gemoed leef, of in my oortuiging bestaan, in vertroue wat ek staan teenoor God, is groter en sterker as dit wat ek fisies sien. En dit is hoe God se verbond werk. God se verbond gaan daaroor dat God 'n belofte gee. Hy het aan Abraham beloftes gegee, lang voordat Abraham kinders gehad het God hom 'n belofte gegee en sê, ek sal in jou nageslag 'n seun hê vir die ganse wêreld, en Abraham het daaraan vasgehou. Hy het daarin geglo. En so kom die Here en hy sê vir elkeen van ons, jy is nog in jou sonde, jy leef nog in 'n gebroke en sondige wêreld, maar ek gee vir jou die belofte van verlossing. En daarom word ons opgeroep om dit met geloof te omhels, om dit in geloof vas te hou en te hoop. Want op die einde van die dag bring geloof nie vir my lewe nie. Geloof bring nie vir my enige iets nie. Geloof is my reaksie op die lewe wat God gee, op die belofte wat God gee, op die genade wat God gee. En daarom lees ons ook dat dit nie net vir julle is nie, maar vir julle kinders, nie net vir julle kinders nie, vir almal wat daar ver is. Met ander woorde, hier word al gesê in die geslagte. Met ander woorde, die volk wat nog moet opstaan, die kinders wat nog gebore moet word, dit geld, hierdie belofte geld vir hulle ook. En die gevolge daarvan is dat die Here roep, oud, jong, hulle wat naby is, hulle wat ver is, hulle wat sterk is, hulle wat swak is. Maak nie saak wie jy is of jy ryk of arm is nie. Die Here roep jou tot sy evangelie en hy breek jou hart oop sodat jy daarin geloof kan reageer. Want niemand is buite die genade van God. Niemand is te sondig of te ver dat God jou nie kan verlos. Daarom eindig die teks ook. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg wat gered is. Die gemeente groei deur die Here wat mense doen. En dit is ook die troos wat ons het. Ons het die troos as ouers, as mense wat deel is van 'n gemeente, as gelowiges, dat die gang van die kerk, die gang van geloof, die gang van die volk, word deur die Here ook bepaal. Want hy gee vir ons wat ons nodig het elke dag. En dit maak ons nederig, dit maak ons afhanklik, maar dit gee vir ons 'n groot troos. Gee vir ons 'n diepe troos wat ons nie eintlik kan beskryf. Maar dit is ook belangrik om te hoor, veral u as ouers en grootouers, veral waar ons vanoggend by 'n hoopgeleentheid is dit belangrik om te hoor dat ons het 'n verantwoordelikheid in die geloof om die pad vir ons kinders aan te wys. Ons kan die voorbeeld gebruik van 'n plaasherd wat deur oupa op die plaas gebou is en ingesit is. En hierdie hek het begin roes en later het pa die hek weer reggemaak en weer opgetel, waar hy begin skeef het, die hoekpale weer opgetel, en na ruk, dan kom dit na die seun toe, en die seun hou dan gebruik nog steeds daardie hek, die seun is nog steeds op dieselfde plaas besig, en hy baat uit dit wat sy oupa gedoen het. Want die Here gee vir ons 'n troos en hy gee vir ons 'n belofte en 'n oproep dat dit wat ons nou doen het 'n effek vir ons kinders en hulle kinders en hulle kinders. As ek afvallig is en as ek wegdraai van die Here af en goddeloosheid verval, dan is die kans goed dat my kinders se kinders se kinders heilige sal wees. Maar wanneer ek 'n pad met die Here stap en wanneer ons 'n pad met die Here is en vertroue sal om en hom elke keer dien en erns maak, dan is die gevolge dat ons
kinders, maar alle waarskynlikheid ook in daardie spore sal volg. Want God se belofte verander nie. Die Here se belofte bly dieselfde van ewigheid tot ewigheid, dat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan besef ons maar, dis baie keer nie maklik om dit te glo nie. En dan kom die Here en hy kom ons ongeloof, ons klein geloof te hulp, en hy sê, maar weet jy wat, ek gaan vir jou 'n teken gee. Ek gaan vir jou 'n teken gee van hierdie belofte, naamlik die dood. 'n Teken wat ek vir jou gee in 'n oomblik en in 'n tyd wat jy so broos en klein en swak en afhanklik is, dat jy niks vir jouself kan doen. Jy kan jouself aantrek, jy kan jouself voed nie, jy kan eers jouself ronddra of wat rondbeweeg nie. En wat ons vanoggend ook gaan sien is dat self moet jy ingebring word om die teken te ontvang. Jy moet vasgehou word om die teken te ontvang. En dit is die krag van die doop lê daarin dat die Here in daardie toestand as 'n swakke babatjie kom en vir jou sê, maar ek het jou by die naam geroep. En ek het aan jou my belofte. En dan is die oproep van hy belofte om te jag. Om na Christus te dra. Om sy beloftes te glo en daarin vas te hou, om uit sy genade te leef, want God is 'n God wat roep, wat vergewe, wat sy verbond onthou, en wat getrou bly van geslag tot geslag. Geliefdes, ons weet nie wanneer ons laaste dag aanbreek. En daarom is die erns van dit wat ons vandag hoor, dat dit jou hart moet aangryp. Want vandag kan jou laaste tyd wees wat jy het. En daarom moet ek ook vandag vir elkeen van julle vra, hoe reageer jy op die Here Jesus Christus? Hoe reageer jy op God se beloftes? En is dit iets wat jou gryp? Wanneer mens op die TV sport kyk, dan sien mens baie keer hoe 'n atleet wat die eerste plek behaal of 'n span wat 'n wêreldbeker of 'n groot kompetisie wen, hoe hulle in daardie oomblik deur emosie gegryp word en hoe dit vir hulle 'n oomblik van blydskap en trane en vreugde is en al hierdie dinge wat gebeur, want hulle het verwag dit wat hulle wou doen. En ons ken daai gevoel, ons weet hoe dit voel as iets jou gryp, as iets jou aan die hart gryp. Vandag is die vraag, gryp die evangelie jou steeds so? Die Here Jesus is die een wat sy lewe gee sodat jy sy belofte kan ontvang. Daai belofte is vir jou en jou kinders en jou nageslag wat nog nie kom. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U heilige woord vandag weer vir ons laat hoor. Dankie vir 'n evangelie van genade. Dat U nie ons as sondaars wegstoot nie, maar dat U ons oproep om te bekeer en in geloof te leef. Ons bely dat ons baie keer stadig is om te luister. Vergewe ons waar ons U stem geïgnoreer het, waar ons vertrou in onsself geplaas het eerder as U. En daarom is dit ons smeking dat U deur die Heilige Gees ware bekering in ons harte sal werk, ons geloof sal versterk en ons sal vashou in die Here Jesus Christus aan. Ons bid vir ons kinders, die jong mense van die gemeente, Here, dat hulle ook die waarheid sal bewaar. En dat hulle elke dag nader en nader aan U getrek sal word en gee aan die ouers die wysheid, die getrouheid om ook hulle kinders groot te maak om U te ken en U te dien. As gemeente bid ons vandag saam vir die siekes, waar ons ook gehoor het waar klomp van die lidmate met
behandeling besig is, Here, dat U ook hulle daar sal sterk en as U wil is genesing skep. Ons bid vir hulle wat hartseer is, vir hulle wat eensaam is. Ons bid ook vir hulle wat geestelik worstel en wat onseker is oor die dag van môre. Dankie dat U ons herinner het dat U beloftes staan vas deur die eeue heen. Nie omdat ons dit moet vertrou of daaraan alleen vashou, maar omdat dit die wese nie anders kan as om te bly en van krag te wees elke dag. Here, ons bid dat U woord vrug sal gee in ons lewe en dat ons dit wat ons gehoor het ook sal gaan uitleef en gaan deel met ander in ons lewe. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ritus, ek gaan daar verkoor om vir die bediening van die Heilige Woord voor te hou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die bediening van die doop is een van die fasette van die gemeentelike lewe en ons het nodig om dit te verstaan sodat ons ook met ons hele hart daarin kan vertrou. Ons bedien die doop omdat die Here God 'n verbond van genade met die gelowige het. God het 'n genade verbond met die gelowige mens gesluit en hy het vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis die teken saam met die Pasga van hierdie verbond en in die Nuwe Testament het Christus hierdie twee tekens in homself en sy verlossingswerk bevestig en vervul en in die plek daarvan vanuit sy verlossingswerk het hy vir ons die doop en die nagmaal as die nuwe tekens gegee. Ons sien dat die Here Jesus in Matteus 28 vers 19 sy disippels beveel om te doop met die woorde gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant is dit God wat hom verbind om ons God te wees en aan die ander kant roep hy ons op om die krag van die Heilige Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid om van harte lief te hê, vertrou en te doen. Die doop in die naam van God die Enige, Vader, Seun en Heilige Gees het 'n ryke betekenis. Wanneer ons doop in die naam van God die Vader, bevestig hy dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders sonder ontvang gebore word en ons kan die koninkryk van God alleenlik beerf wanneer ons weer gebore word. Wanneer ons gedoop word in die naam van God die Seun, word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sondes af en die doop is 'n teken en 'n seël van die belofte van die afwassing. Die doop verkondig dat ons die ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons die sonde dood en vir God lewe en geloof kan wees. Die doop is 'n teken van ons inleiding as lidmate van die kerk of die liggaam van Christus, waar ons ook opgeroep word om as lewende lede te leef. En die doop in die naam van die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. In die eerste plek dat hy woon in ons deur sy Gees, maar dat hy ook elke dag in ons lewe regeer, vernuwe deur die krag van die Heilige Gees in ons. Die doop het 'n bepaalde verpligting. Kinders van gelowiges moet gedoop word. Die Here sluit tog die kind van die begin in die genadeverbond in. Ons sien dit in die Ou Testament waar die kinders deel het van die genadeverbond en ook tekens. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe ouers tot geloof gekom het. En dit is sodat kinders nog nie verstaan wat dit beteken om gedoop te wees nie, of wat die doop self beteken nie, maar
die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juis dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof en die doop plaas ook die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskind. Die ouers is verantwoordelik om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en die eise van die genadeverbond, om ook vir hulle voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan en om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Ek gaan nou versoek dat die doopouers, André en Esmerie Bloem, die voor die kansel kom staan. Geliefdes, om dan nou hierdie heilige ordening van God tot sy eer en tot ons troos en tot ons stigting van die gemeente uit te voer, laat ons, terwyl ons net so sit, die Here se heilige naam aanbid. Ons almagtige, ewige, barmhartige, troue bondsgod, ons bid dat U ook hierdie kindjie wat ter doop gebring gaan word, in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte wat U vir ons en ons kinders deur die bloed van ons Here Jesus Christus gegee het, dat ons wat met geloof en glo gereinig is van alle sondes. Gee dat ook hierdie ouers elke dag daarmee sal moeite doen om ook hulle kinders op te voed, om U te ken, U te dien en aan U genade vas te hou. O Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God, ons saam met hierdie doopouers, ons lof en ons aanbidding aan U bring, in Jesus naam dat ons dit. Amen. André en Esmerie, U het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. U het gehoor dat die Here daardeur vir U, maar ook in besonder aan die kinders beloof, dat elke een wat in sy seun glo, van hulle sonde bevry sal wees. En om ook aan te dui dat U ook vir hierdie doel die uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie, moet U nou eerlik en opreg op die volgende vraag antwoord. Ek gaan die 3 vrae vir U lees en dan vir U geleentheid gee om hoorbaar aan God voor die gemeente die antwoord te gee. Bely U dat alhoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word, en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond. Verklaar U dat ons kinders daarom as verbondskinders van sy kerk moet doop. Bely U dat U die leer van die Bybel in die Ou en Nuwe Testament so saamgevat in ons kerk se beleidende skrifte as die ware en die volkome leer van die saligheid aanvaar en erken, en beloof U as ouers om die kinde nie deur na die beste van U vermoë self te onderrig en te laat onderrig. André en Esmerie, wat is die hoorbare antwoord vir die? Ja. Geliefdes, terwyl die kindjie ingebring word, sing ons Psalm 115, Psalm 115 daarvan die eerste vers, terwyl die kindjie ingebring word. Janke Bloem, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Ons almagtige, barmhartige God en hemelse Vader, so 'n eenvoudige gebaar soos water op die voorkop van 'n kindjie, maar tog 'n ingrypende geleentheid in elkeen se lewe. Maar
ook hierdie kindjie geseën word in die koninkryk. En mag die ouers beoefenis wees om ook hierdie verbondskindjie groot te maak, om U te ken en U lief te hê. Ons bid ook dat die gemeente die ouers sal bystaan in hierdie taak, en dat ons ook elke een daaraan sal terugdink, dat ons ook eendag gedoop was, om die teken en die belofte van verlossing in die Here Jesus Christus te dra. Ons dank in die naam van ons Here Jesus Christus vir U groot genade. Amen. Voorsit die ouer man. Dit is die kerkraad het reeds gevra dat ek daarop wys dat die kollektes by die deur ingeneem sal word vandag. So die dankoffer word by die deur opgeneem. In antwoord op die woordverkondiging van ons saamsing Psalm 25, daarvan vers 1 en 5, Psalm 25 vers 1 en 5, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die sin. Wat die omstandighede ook mag wees in die lewe. Hoor die belofte van God die enig en van lewe en afhanklikheid en gehoorsaamheid tot sy wil. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig vir jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig vir jou verhef en aan jou sy vrede gee van nou af tot in alle ewigheid. Amen.